rekenaar is vir die uitsending op Facebook en op YouTube en die ander rekenaar is vir alles wat julle hier agter sien. So as die woorde en die goed dalk 'n bietjie stadig is vandag, wees geduldig, moet hom nie skel nie, moenie met hom raas nie. Dit is sy eerste dag saam met ons daar agter. So ons twee nuwe klankmanne, hulle hanteer alles vandag hier so saam. Maar dan wil ek graag voor ons begin, wil ek vir julle twee kom julle twee my vorentoe, Rainer, kom julle twee my vorentoe. Waar is nog kinders wat skool begin hierdie week? Julle twee begin nog nie skool nie. En julle twee begin ook nog nie skool nie. Of julle drie begin ook nog nie skool nie. Waar is Jürgen? Kom staan hier voor, dan Lisa wil vir julle bid. Dan Lisa nou uitgevind. Steek julle hande uit en kom ons seën hierdie kindertjies vir die jaar wat hulle hier voorkom. Appa Vader, Here, U is so goed en U is so groot, Here, en ons staan hier in die begin van 'n nuwe jaar en ons sien uit na alles wat U vir ons het, Here, en ons bid spesiaal vandag vir elke kind wat nou gaan weer begin met skool, Here, en vir hierdie 4 seuns wat hier voor ons staan, Here, en elke kind in die gemeente wat op skool toe gaan, Here. Ons bid dat U hulle sal lei deur hierdie jaar, ons bid dat U vir hulle insig en wysheid sal gee elke oomblik, Here. Ons bid dat U hulle sal, met hulle sal wees en hulle sal beskerm, en die elke liewe kind in die skool sal beskerm, elke liewe kind van buite sal beskerm, Here. Ons bid die guns en die seën van elke liewe kind, Here, en ons sê vir U dankie dat U koninkryk bou deur die kinders, Here. Ons sê vir U dankie dat U elkeen van hulle is, Here, en ons bid dat U elkeen se hartjie sal werk, en dat elkeen net sal ander fokus en na U toe sal kyk. Here, ons sê vir U baie dankie vir 'n baie goeie jaar vir elke kind wat voor lê, Here. Dat niks, dat julle altyd sal herinner, dat niks is groot as U, Here. U is soveel groot as enigiets anders, Here. Ek wil dat U elke hartjie sal versterk, Here, en U elke hart sal veilig hou en U beskerm in die hande, Here. Ons wil dit in Jesus Christus se heilige naam aanbid. Amen. Klein Rainer, die gaan hierdie jaar is wat 1. So hy begin skool hierdie jaar. Dit is baie opgewonde vir hulle. As jy wil betrokke raak hierdie jaar, kom gesels met my of Alicia by die sang, by die kinderkerk, as jy wil betrokke raak, by die pannekoek verkoop of by ons braai en barmhartigheid, kom gesels met ons. Ek het 'n ongelooflike persoon ontmoet in die ou jaar, wat die deure vir ons oopmaak met die tronk ook. So ons gaan hierdie jaar kan tronkbediening doen, hospitaalbediening, ouerhuisbediening. So as jy by enige van dit wil betrokke raak, kom gesels met my na die diens of stuur vir my 'n WhatsApp iewers in die week en ons raak betrokke in die gemeenskap en in die dorp. En dan Woensdagoggend 8:00 by die pastorie, vroue bid hier, dit sal weer hierdie Woensdag begin en dieselfde met Woensdag aand 6:00 hier by die kerk met ons Bybelstudie. Dit sal ook weer hierdie week begin en dan Woensdagmiddag 5:00 sal die sangoefening wees. So as jy belangstel in die sang, as jy 'n instrument kan kom speel, asseblief kom gesels met ons, kom praat met ons, dat ons vir jou kan betrokke maak. Ek glo as jy in 'n kerk is, deel van 'n kerk en jy het 'n gawe en 'n talent om te kan dien, om te kan gee, wat die Here vir jou mee geseën het, dan kom gee jou gawe, kom gee jou talent aan die kerk. En dan het ek 'n interessante ding beleef hierdie week. Nou ek het nie geweet wanneer 'n mens 'n sonar doen dat die skerm blou kan raak. Maar ons sonaarskerm het blou geraak. So ons is baie opgewonde, ons het hierdie week uitgevind, ons gaan 'n klein seentjie kry. So ons is baie opgewonde daarvoor en dankbaar vir elkeen van julle se gebede en ondersteuning en alles. Op hierdie oomblik raak ek sien weer agter, want elke keer as dokter toe kom, dan kom baba vroeg. Baba sou die 27ste Mei gekom het, nou kom baba al die 13de Mei. So ons maak nou maar gereed vir enigiets in my maand. So dit het saam met ons wees, het saam met ons in gebede in daai tyd. Ek waardeer elkeen van julle se ondersteuning en se insette in ons lewe. So dankie vir dit. Kom ons staan, kom ons bid, kom ons gee hierdie diens oor aan die Here. Liewe Here, dankie vir hierdie voorreg, dankie vir die geleentheid wat ons het om by mekaar te kan kom, om 'n
U teenwoordigheid te kan kom. Liewe Here, dankie dat ons die voorreg het om U naam te kan loof en te kan prys, my Vader, dat ons in U woord kan wandel. Liewe Here, want U is 'n wonderbaarlike God, 'n God van genesing, 'n God van wonderwerke, 'n God van liefde en vergifnis. Liewe Here, dis vir ons wonderlik om vandag hier te kan staan, om U te kan loof en te kan prys en om te kan sê U is ons Vader. Abba Vader, U is ons koning, ons God. U is ons redder. My Here, dankie vir U goedheid. Dankie vir U guns in ons lewe. Dankie vir dit wat U vir ons doen. My liewe Here, dankie vir vergifnis wat U vir ons gegee het. Dankie dat ons vry kan wees in U naam, liewe Here. Dankie vir elke oomblik in U teenwoordigheid. Liewe Here, ons draai hierdie diens op na U toe. Of dit in woord is en of dit in daad is, alles wat ons spreek, alles wat ons doen ons om U naam te verheerlik, om U koninkryk te vergroot, liewe Here, want dit gaan oor die koninkryk, my Vader. Dit gaan oor die koninkryk, dit gaan dat U die kerk wil gebruik vir die koninkryk, my Here. En ons vra vandag, Here, gebruik ons. Ons is hier, gebruik vir ons. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons sing lekker saam. Cross, where
dit op na die Here toe. Maak jou versoeke bekend by die Here. Bid na die Here toe. Lê jouself voor by die Here neer. Die Here, ons is so dankbaar. Ons is so dankbaar vir geleenthede soos hierdie, my Vader. Dankbaar om in die teenwoordigheid te kan wees. Dankbaar om vandag hier te kan staan, om die voorreg en die geleentheid te hê, om U naam te kan loof en te kan prys. Die Here, om hier te kan staan en te kan sê, U is my God, U is my redder. Die Here, dankie. Want ek sal nooit ophou dankie kan sê vir dit wat U vir ons doen. Ek sal nooit ophou dankie kan sê vir U goedheid en U guns op ons lewe, oor my lewe, die vergifnis wat U gee, my Vader. Ek sal nooit genoeg dankie kan sê vir die tweede kans wat U vir my gegee het, om in U aanbidding te kan wandel, om in U teenwoordigheid te kan wandel, om in U woord te kan wandel. Die Here, ek sal nooit genoeg dankie kan sê vir U goed en U guns in my lewe. Dankie, my Vader. Die Here, ons bid vir elke persoon wat die Here, ek bid vir elke en die Here, U ken hulle harte, U ken hulle gedagtes, U ken hulle lewensomstandighede, my Vader. Ek vra dat die Here gebede sal verhoor. Die Here, dat U na die harte sal kan kyk, my Vader, dat waar reggemaak word, dat daar reggemaak sal word, die Here. Waar genesing sal moet plaasvind, die Here, dat daar genesing sal plaasvind. Die Here, waar verhoudinge geherstel moet word, die Here. Ek bid vandag dat daar verhoudings herstel sal. Want ons is hier in die teenwoordigheid en die Here, ons sê vir U vandag, nie net is ek vir U lief nie, maar soos U woord sê, is ek vir my naaste ook lief. Amen. En die Here, ek vra dat U my sal help met dit. Yes. Asseblief, my Vader. Kyk na ons harte, deursoek ons harte in die Here, dat ons sal reg wees in die woord. Ons bid dit in Jesus naam. Ek wil hierdie gemeente toemaak met die bloed van Jesus Christus. Dat die engele van die Here aan haar om hierdie gebou sal trek. En dat ons 'n voorbeeld sal wees vir ander mense. Ek wil bid dat die guns van die Here op elkeen sal, dat elkeen se voet oor daai drempel trap, nie dieselfde sal uitgaan nie, maar dat daar 'n verandering in sy gees sal kom, dat die gees van die Here hom sal vasgryp en hom sal oortuig van sonde en van verpligting te veroordeel. Ek wil bid dat die krag van God se gees vrylik in hierdie gemeente sal werk, dat die vrymoedigheid om die gawes van God se gees te beoefen, vrylik sal ons terugkeer na ons punte erfenis, dat ons sal terugkeer na die krag van die Heilige Gees. Ja. En ek wil bid dat die Here werklik waar ons sal toemaak, ons sal wysheid gee, ons sal insig gee. En dat hierdie gemeente se lig sal skyn soos 'n wagtoring, dat dit motte sal trek, soos wat 'n lig 'n mot trek, dat dit siele sal trek na die heerlikheid van die Here toe, sodat hulle gered kan word, dat hierdie doelwit redding sal kom, dat elke een wat op God nog nie ken nie, sal tot bekering kom, en sal 'n begeerte sal hê om die Here te dien. En dan wil ek bid met my hele hart dat ons mekaar sal ondersteun, dat ons mekaar sal bystaan, dat ons mekaar sal eer. En ek dank die Here vir hierdie gemeente. Ek dank die Here dat hier nie onder ons is nie, dat hier nie striwelinge is nie, dat die vrede van die Here hier woon. En as jy hier inkom en jy het nie vrede nie, dan moet jy kom met ons vir jou bid, want ons het almal vrede in ons hart. So as jy kom met onvrede, dan is daar iets in jou lewe wat jou seer maak, wat jou miskien pla, miskien 'n onvergewingsgesindheid, miskien iemand wat jou teleurgestel het. Kom sodat jy vrymaking kan ontvang. En in die guns en in die heerlikheid, om in die guns van die Here te kan beweeg, is om in die woord van God te kan beweeg en om te doen wat God se woord sê. Elke ons is net maandag tot Saterdag, lewe ons in die wêreld en Sondag kom ons kerk toe. Dat ons visie sal wees. Dat ons een visie sal hê, dis om die Here te verheerlik.
en om mekaar te dien, om mekaar diensbaar te kan wees en beskikbaar te kan wees. Ek spreek die seën van die Here oor elke een van julle uit. Dan wil ek graag vir Roan, want as leier van hierdie gemeente, gisterand ook gebid het, en dit in my hart opgekom, dat ons jou werkbaar moet opdra, moet seën, en moet vashou en moet dra, want 'n gemeente is so sterk soos wat sy leier is. 'n Gemeente is so geestelik soos wat sy leier is. Hy is die voorbeeld wat moet uitgaan, en hy is die een wat die beeld van Christus moet uitdra. Almal van ons moet, maar hy is die een wat moet voorstel. Die leier moet voorstel, en die leier moet die voorbeeld wees, en die leier kan die meeste aanslaan, en die meeste vloeke kom na hom, dus ons moet hom beskerm, ons moet hom toemaak, ons moet hom elke dag opdra aan die Here. Ek wil graag en die van die kerk wat wil nie van saamkom, dat ons net vir Roan, dat jy miskien net vir Roan sal saam, ons net nog kan bid, dat die goedheid en die guns van die Here om dit maar sal toemaak, en dat as gesin sal toemaak, asseblief. Here my God, dankie dat ons na U toe kan kom, voor U kan kom staan, Here, en die salwing op ons ontvang, Here. Here, so vra ek ook, dat U deur hierdie jaar wat voorlê, U salwing op Roan sal neerreën, Here, dat 'n beskerming engele om hom sal beweeg, en dat U woord ons sal lei, Here, waar ons in hierdie gemeente net U waarheid preek, Here, U waarheid praat, Here. Here, dat U goedheid en guns nie net oor hom sal wees nie, Here, maar almal wat in hierdie gemeente is, Here. Here, ek sê vir U baie dankie. Om by byeenkoms by mekaar kan kom, om na U woord te luister, Here, en ons gemeente saam U te kan doen. Here, dat U seën oor Roan en sy gesin sal wees. Daar is 'n heling op pad, Heer, dat daai seën ook op daai kind sal wees. Here, ons kan net vir U dankie sê, dat ons in hierdie wêreld so bekeerd daar buite is, dat ons staande kan bly. Here, hou vir ons vas, dat ons U sal vashou, Heer, en nie sal moet opgee. Here, dankie vir U grootheid, en U goedheid, en U guns, in die naam van Jesus Christus. Ek spreek die wysheid van God oor jou. Ek spreek oor jou uit, geopende oor, sodat jy kan sien. Ek spreek oor jou uit, 'n geopende verstand, wat geestelik dat openbaar is, gesien en kan waarneem en kan onderskei. Ek spreek oor jou uit, die wysheid van die almagtige koning, die versameling nog gekry het, daardie wysheid spreek oor jou uit. Jy sal weet in elke omstandighede wat jy moet doen. En ek spreek oor jou uit, die liefde van Jesus Christus, en die beskerming van God, van God en van die Vader en van die Heilige Gees. Ek spreek oor jou uit, dat jy dit sal toemaak, dat jy God het en dat sy guns laat voorspoed en seën op julle sal rus. En jy weer in voetspore van die Here sal wandel na die waarheid en niks anders as die waarheid uit jou mond sal uitgaan. En dat die woord van God vrugte sal afwerk wat in ons gemeente gespreek word. En die Here sal wys, siele sal buig op sy koninkryk. En dat ons altyd nederig sal bly en nooit hoogmoedig sal word. Want dit is nie ons, dit is nie ons wat gewillig is om te doen wat die Here sê. Ek seën jou vandag maar met al die krag en al die liefde wat daar is in die hemel en Christus. Met eer die Here dat ons die voorreg het vir 'n pastoor wat wil leer en wat wil doen. Steek jou daarvoor. Jesus naam. Baie. Baie dankie, ek wil leer dit en dis, ek het dit in my preek ook geskryf vandag, so dit is baie interessant dat jy dit nou vandag hier op met my preek,
in my preek en ek sal nou daarby kom. Dis regtig my hart as pastoor. My hart as pastoor is regtig om die gemeente te dien en die gemeente die woord te gee om vir mense te leer. Ek het regtig daar's vandag getuienis in die kerk. Daar sit een van my klasmaats agter in die kerk. Julle kan gaan vra, ek het nie van leer gehou nie. Ek het niks van leer gehou nie. So dis my baie lekker om nou te kan leer en mense te kan leer. En ons het baie gebid die laaste tyd oor die rigting wat ons wil gaan met die kerk en waartoe gaan ons hierdie jaar gaan? Wat gaan ons fokus wees vir die kerk hierdie jaar? En ons het die vorige geleentheid gehad in Desember om met pastoor Benny ons die Follies president te gaan sit. En ek het die geleentheid gehad om sy kerk te preek in die vakansie ook. En ons sit daarso by hom en pastoor Benny se hart maak 'n bietjie oop en sy hart gaan oop in die opsigte van koninkryk. Dat ons doel, die fokus moet wees die koninkryk van God. En dit gaan oor die koninkryk. Ons moet aandag gee op die koninkryk van God. Dit gaan soveel groter. Die koninkryk is soveel groter as die kerk. Maar die koninkryk het die kerk nodig. Ons as kerk, ons verantwoordelikheid as kerk is om die koninkryk te vergroot. Nie net in woord en in daad nie, maar in alles wat ons doen, moet ons die koninkryk van God vergroot. En dis ons opdrag wat ons gekry het in Matteus 28. Ons opdrag is gaan na al die nasies toe. Gaan maak disippels van al die nasies. Gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En gaan leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. As jy op die dagstukkies groep is, dan sal jy sien, dit waarmee ons besig is op die dagstukkies groep, is die goeders wat Jesus vir ons gesê het, gaan leer vir hulle. Dis die goeders wat die Here vir ons gesê het, wat ons moet leer. En dis regtig my fokus vir die kerk hierdie jaar. So die tema, die visie vir die kerk, dis nie net ons kerkie, dis die hele nasionale kerk. Ons fokus hierdie jaar is Matteus 6. Gaan soek eers die koninkryk en die geregtigheid van die Here en al die ander dinge sal vir jou gegee word. Gaan soek eers die koninkryk en die geregtigheid van die Here. Dit was my preek gewees in die ou jaar ook. Dit was regtig my hart gewees vir die jaar wat voorlê. Kom ons gaan soek eers die koninkryk van God. Kom ons gaan soek eers die geregtigheid van die Here. Dan sal jou ander goeders bykom. Die Here sal vir jou sorg. Dis wat Matteus 6 vir ons sê. Matteus 6 sê vir ons, hy sal vir jou sorg. Jy hoef nie bekommerd te wees oor wat jy gaan eet en aantrek en gaan drink of enige van daai goeders nie. Hy sal vir jou sorg. Maar as jy eers die koninkryk en die geregtigheid van die Here en hy sal al die ander dinge vir jou bygee, moet jy nie bekommer oor môre nie. Dit gaan jou niks help om te bekommer oor môre nie. Elke dag bring sy eie probleme. En om elke dag sy eie probleme bring, moet ons eers die koninkryk en die geregtigheid van die Here gaan soek. Daai is 'n preek op sy eie, anders kan ek nou weg van my preek af gaan. Maar my preek is in lyn met die koninkryk van die Here. En as jy my al lank genoeg ken, as jy my goed genoeg ken, dan weet jy, ek het begin 'n jaar met Psalm 139, vers 23 en vers 24. En ek het al voorheen oor dit gepreek ook, en ek het al 'n paar keer in die kerk oor dit gepreek, en ek wil graag hierdie jaar weer begin met Psalm 139, vers 23 en 24. Dis regtig my hart dat ons harte sal regkry, dat ons harte sal voorberei. Dit is die rigting waar ek in wil beweeg hierdie maand. So, ons het 3 preke wat vir ons voorlê, waar ons bietjie gaan kyk na ons gewoontes, ons maniere, ons dinge, wat is die dinge wat ons elke dag doen? En waar we begin met dit, is om te begin by soek eers die koninkryk en die geregtigheid van die Here. Begin jou dag met God. Gee jou eerste vir God. Ek het dit al 'n paar keer gesê. Kom eers na die Here toe. Een van die mooiste goeders wat ek hierdie week gehoor het. Een van die lekkerste goeders wat ek in hierdie laaste week gehoor het. So ons kerk, julle weet ons kerk is besig om deur die Bybel te werk. So ons het in 1 Januarie het ons by Genesis 1 begin en by Matteus 1 begin. En ons werk hom nou so selfsematig deur tot die 31ste Desember, dan sal ons klaar maak met die hele Bybel. So as jy nog nie op daai groep is nie, jy's nog nie te ver agter nie. Ons trek nou eens by Genesis 20.
So daar is nog tyd, jy kan nog 'n bietjie inhaal as jy so een hoofstuk ekstra dag lees. Maar wat vir my so mooi was hierdie week is hoe baie mense ek gehoor het besig is om dit te doen. Dis een ding om op 'n groepie te wees. Want ek is op baie groepies, maar ek lees nie al die groepies elke dag nie. So dis een ding om op 'n groepietjie te wees. Dis 'n ander ding om dit elke liewe dag te gaan wees. Daar's iemand, daar's 'n gesin in Swakopmund. Elke aand 9:00 dan gaan lees hulle 'n stukkie vir die dag. En hulle gaan doen hulle Bybelstudie vir die dag. So dis my so wonderlik. Ons het mense in Tjumek, ons het mense in Otjorongo, ons het mense in Swakop, ons het mense in Walvis, mense in Grootfontein, mense in Gebabes, mense in Windhoek, selfs mense in Mariental, wat saam met ons die Bybel deurlees elke liewe dag. En ons het selfs mense in Johannesburg en Bloemfontein wat dit ook saam met ons doen. So ek is regtig verskriklik opgewonde as in my hart hoor om te weet dat hopelik by die einde van hierdie jaar sal daar 'n paar mense wees wat al deur die Bybel gegaan. En dis my lekker wanneer mense so deur die Bybel gaan. Ek en Nadisha, ons gaan sit met ons Bybel en dan sit sy met haar Bybel, ek met my Bybel, ons lees deur en dan lees jy goeders. Nou ek het die Bybel al meer as 10 keer deur gelees. En dan werk ek die Bybel weer deur en dan dink ek, o, ek het dit nog nie raak gelees nie. Ek het nog nie dit gesien nie. Waar was dit laas gewees? En dan kry jy lekker gesels en lekker met mekaar gesels oor. So dis 'n gesonde en 'n mooi gewoonte, roetine wat jy in jou dag in kan bring elke dag, is om die Bybel te lees. Nou, vir my gaan dit hierdie jaar uit en uit. Soek die koninkryk van die Here eers. Soek eers die koninkryk van die Here. Maak seker dat die Here deel is van jou roetines en jou gewoontes. Maak seker dat die Here deel is van alles in jou dag. Moenie 'n aand gaan slaap en dan kom jy in die aand agter, o, gata, ek het nog nie gebid nie, ek het nog nie Bybel gelees nie, ek het nog nie met die Here gepraat nie. Laat jou gedagtes, jou spraak, jou vriendskap, laat al daai goeders eers die koninkryk van God gaan soek. Gaan soek eers vir God voor jy hom vra vir enigiets anders. So, dit is my hart. Nou kan ek begin preek. My hart is regtig dat ons die Here gaan soek hierdie jaar. En ons het baie planne. Ons het verskriklik baie planne wat ons doen. Nie net by hierdie kerk nie. Julle sal sien in hierdie jaar beweeg ons oor na 'n stelsel waar die kerkraad dat hulle mans en hulle vrouens bedien in die kerk. So ons kerkraad op hierdie oomblik is Reino en Jackie en Francine en Rainer en ek en my vrou. Dit is hulle bedien saam as man en vrou in die kerk. So ons gaan meer in 'n stelsel en maak goeders saam kan doen. Ons gaan saam bedien. Ons gaan saam die Here leef. Ons gaan saam in die kerk die Here se naam vergroot. Dit is die rigting waaroor ons gaan. My hart vir hierdie jaar is ek wil graag 'n Engelse aanddiens begin. So hopelik kan ons iewers hierdie jaar 'n Engelse aanddiens ook nog begin. Om meer mense te bereik. Om meer mense die woord van God te kan gee. Ons het soveel mense in hierdie dorp, ons het soveel mense wat al by hierdie kerk was, wat net Engels praat. So kom ons gee vir hulle ook ietsie om te kan loof, om te kan prys en die Here se naam te kan vergroot. So ons is besig om die koninkryk van God eers te gaan soek. En soos dan die Babie ook nou gesê het, en julle het dit al baie gehoor in hierdie kerk, van hierdie kant sal ons net woord gespreek. Van hierdie kant sal ons net waarheid spreek. Van hierdie kant sal ek net vir jou gee, dit wat die Here vir my gegee het, uit die woord van die Here. Want dit wat ek preek versies, en ek hou van versies. Want dis waar ek die Here gaan soek, dis waar ek die Here gaan vind. So, om aan te gaan by my preek. Ek is nie 'n verskriklike groot ondersteuner of voorloper of enigiets vir 'n nuwejaarsresolusie of 'n nuwe jaar voorneme of enige van daardie goeders nie. Ek is nie iemand wat nuwejaarsvoorneme maak nie. Die rede daarvoor is volgens statistiek, dit sal julle ook baie weet van my, volgens statistiek 80% van nuwejaarsvoorneme word nie klaar nie. So 80% van die nuwejaarsvoorneme wat op 1 Januarie gemaak word nooit voltooi nie.
En van daai 80% van hierdie jaar voorneme wat nie klaar maak nie, meer as 50% van hulle eindig al by die einde Januarie. So by einde Januarie het 80% van die voorneme wat nie gaan klaar maak nie klaar maak. Want dan gaan niemand aan daarmee. Ek weet nie of jy dit al gesien nie. Ek dink die gym maak sy hele jaar se finansies in Januarie. Ja. In Januarie maak die gym al sy geld vir die jaar. Van Februarie af is al die kontrakte gekanselleer. Of daar's 'n klomp mense wat kontrakte het. Of daar's 'n klomp mense wat kontrakte het en hy is skuldig daarmee, wat vrywilliglik vir die gym geld gee en dit nooit gaan eis nie. Ek weet nie of julle ook so liefdadig is nie, maar ek gee vrywilliglik elke maand vir die gym geld, maar ek gaan eis dit nooit behou nie. So hopelik sal dit verander. Ek sal nou maar teen die trend gaan. Ek sal 1 Februarie gym gaan. Maar ek glo nie in nuwejaarsvoornemens nie, want dit 80% van dit gaan weg. En wanneer dit vir my kom by nuwejaarsvoorneme, dan kom daar een ding by my op. Daar's een persoon vir wie jy besig is om te jok. Daar's een persoon vir wie jy besig is om te jok. En dit is net vir jouself. Jy's besig om vir jouself te leef. Jy's besig om vir jouself 'n storie te vertel. Daai wat jy vir jouself sê, ek sal môre nie, jy gaan nie môre nie. Julle weet mos hoe werk daai gesegde. Jy beplan om maandag op 'n dieet te gaan. En jy beplan om maandag geld te spaar. En jy beplan om maandag te gaan oefen of wat ook al. En dan kom maandag en maandag gaan na 'n Dinsdag en sê vir jouself, "O, gata, ek sal maar volgende maandag weer probeer." En dan kom volgende maandag gaan sê, "O, gata, okay, ek sal Februarie weer begin." En as Februarie verby is, dan sê jy, "Kom ons probeer maar 2027 weer." Jy gaan dit nie doen nie. Jy sê vir jouself, "Ek kan stop wanneer ek wil." Nee, jy kan nie. Ek is okay, nee, jy is nie okay nie. Ek gee nie omdat mense van my dink nie, jy gee omdat mense van jou dink. Dit is nie so erg, ja, dit was baie erger as wat jy dink. Ons lieg vir onsself. Ons maak nuwe jaar voorneme wat ons nie onderhou nie, wat ons nie deurgee nie. Hoekom? Want daar's 'n baie oulike ding wat die wêreld sê wat ek niks van hou nie. En die woorde is dit, die woorde asseblief mooi rondom my sê. Ek volg maar net my hart. Ek volg maar net my hart. Jeremia 17 vers 9. Julle kan dit nie boek lees. Hy sê bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek het al so 'n preek gepreek. Ek het al 'n preek gepreek oor die hart. Maar ek wil graag weer terugkom na hierdie preek oor die hart. Ek wil graag weer terugkom na dit wat die Here wil doen. Daar is min dinge in hierdie wêreld wat so erg is soos 'n mens se hart. Daar's min dinge in hierdie hart, in hierdie lewe wat so bedrieglik is, wat so baie lieg as jou eie hart. Die Bybel sê dis die bedrieglikste ding bo alle dinge is jou hart. Die probleem is ons nuwejaarsvoorneme wat ons maak gaan oor die uiterlike ek. Die nuwejaarsvoorneme wat ons maak is ek wil gewig verloor, ek wil geld spaar, ek wil meer vriende hê, ek wil dit. Nie een van ons nuwejaarsvoorneme is ooit, liewe Here, ek wil hierdie jaar my gees, my siel, my alles wat ek het oorgee na U. Wat van ons maak nuwejaarsvoorneme om te sê ek gaan dieper delf in die woord van die Here. Maar in plaas daarvan fokus ons op die verkeerde gedeeltes van ons lewe. Ons fokus op die verkeerde goedes in ons lewe. Ons begin gewoontes in ons harte, want ons sê ons wil ons hart volg, maar jou hart is bedrieglik. Dis die bedrieglikste bo alles. As jy jou lewe wil verander, dan moet jy jou gewoontes verander. En as jy jou gewoontes wil verander, dan moet jy dat God jou hart verander. Dis hoe ons gewoontes gaan verander. Dis hoe ons alles in ons lewe gaan verander, is om toe te laat dat God eers my hart gaan kom verander. Dat God eers met my hart gaan kom werk. En dis waaroor ons gaan praat die volgende 3 weke, tot en met die 1 Februarie toe. So die 2 preke hierna gaan ek meer in diepte delf oor die gewoontes waarmee ons besig is. Die roetines van ons lewe, die dinge wat ons doen. Wat jaag ons in die lewe? Waar is jou hart?
Is jou hart om geld te maak? Is jou hart by jou werk? Is jou hart daar iewers anders? Waar plaas jy jou hart? My ander vraag wat ek eintlik vir jou wil vra is, waarmee vul jy jou hart? Waarvan is jou hart vol? Wat gee jy vir jou hart? Waarmee voer jy jou hart? Dis wat ek jou eintlik wil vra. Waarmee hou jy jouself besig? Nou luister, ek sal lees hier saam met my. Want my visie hierdie jaar is die koninkryk van die Here. Luister hierso, wat Psalm 139, ons gaan deur. Psalm 139 vers 23. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg van smart en lei my op die ewige weg. Ek lees hom in Engels ook. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way of everlasting. Deurgrond my, o God, ken my hart. Die enigste persoon wat jou ken soos jy jou ken, is jy. Niemand ken jou beter as wat jy jouself ken. Jy weet wie jy is in die publiek. Jy weet wie jy is in die privaat. Jy weet wie jy is wanneer die deur toe is. Net jy jouself ken jou soos jy jouself ken. Die enigste persoon wat jou beter ken as dit wie jy is God. En op 'n plek te kan kom waar ek vir myself sê, waar ek vir die Here sê, liewe Here, hier is my hart. Die bedrieglikste gedeelte van my lewe, die bedrieglikste gedeelte van mensdom. Die Here, hier is my hart, deurgrond my hart. Ken my hart. Die engel sê, search me, O God. Om op 'n plek te kom, ek waarsku vir jou nou. Ek het hierdie waarskuwing al gegee met hierdie preek. Ek waarsku vir jou weer. Wanneer jy hierdie gebed bid, wees gered. Ja. Moenie vir die Here vra vir hierdie goeders as jy nie gereed is dat die Here goeders gaan openbaar en jou verander. Moenie nie hierdie gebed bid. Maar wanneer jy hom bid, en dit is reg my hart, is dat elkeen van julle hierdie gebed van Dawid sal bid. Wanneer jy hierdie gebed van Dawid sal bid, om jou hart oop te maak en die Here toe te laat om goeders in jou hart te kom doen. Om vir jou reg jou hart te kom deurgrond, te deursoek. Ek wil amper vir jou sê, jou hart moet werklik waar op die tafel oop wees, uitgelê wees en sê, Here, hier is geen donker plek in my hart nie, deursoek my hele hart. Gee die Here toestemming om in jou hart in te kom en om dit te kom kyk, wat gaan daarin? Amper soos 'n jaloerse meisie. 'n Jaloerse vrou kan iets in 'n donker plek vind wat jy nie geweet het was daar. Maak jou hart oop. Deurgrond my hart, my Here. God ken jou hart klaar, maar om vir hom te vra om dit te kom ondersoek, is 'n hele ander storie. So, ons begin by, Here, deurgrond my hart, kom ken my hart. En dan kom Dawid en hy vat 'n stap verder. Hy sê, toets en ken my gedagtes. Toets en ken my gedagtes. Here, ek wil nie net hê jy moet my met die bedrieglikste gedeelte van my lewe ken nie. Ek wil nie net hê jy moet die bedrieglikste gedeelte van my lewe deursoek en deurgrond nie, maar liewe Here, ek wil ook hê, en ek vat dit 'n stap verder, ek wil ook hê, wat ook al jy gevind het in hierdie bedrieglike hart, wat ook al jy gevind het wanneer jy my deurgrond het, vra ek jou nog 'n vraag, Here, wanneer jy deur my hart gekom het, toets my op dit wat jy gekry het. Toets my op die gedagtes wat ek dink, want dit op my hart van vol is, loop my mond van oor. So liewe Here, hier sit ek my hart voor jou neer. Toets my in dit. Toets my in alles wat jy kry. Ken elke liewe een van my gedagtes. Die Here sê vir ons, hy ken ons gedagtes voordat ons dit gedink het. So nou kom ek en ek sê, liewe Here, ek wil hê jy moet elke liewe aspek van my hart ken. Ons is so maklik om vir die Here te sê, Here, hier is ek, stuur my.
Maar wanneer ek vir die Here sê, Here, hier is ek, stuur my, dan maak ek my hart oop vir die Here om te sê, Here, hierso, deurgrond my hart, soek dit deur, gaan deur dit, en dit wat jy gekry het, kom toets my op dit, kom ken my gedagtes daarmee, want ek moet alles van my vir die Here gee, sodat hy vir my kan uitstuur, en sodat hy my kan gebruik. So wanneer ek my hart oorgee vir die Here, wanneer ek tot bekering kom, die Bybel sê, hy sê, bekeer, bely julle sondes aan mekaar, bekeer, word gedoop. So wanneer ek deur daai proses gaan, wanneer ek bekeer en my sondes bely en gedoop word, dan maak ek my hart op die tafel oop. En ek sê, Here, hierso is dit. Toe my pa die oop hart operasie gehad het, so 3-4 jaar terug, toe het hulle sy moederskamer is 'n bietjie stil. Sit vir ons die laptop se klank aan. Nee. Op die monitor sit die laptop se klank aan. Dan sal ons in die moederkamer hoor. OK. Sorry. Wanneer ek na die Here toe kom en sê, Here, hierso is ek. Ek wil tot bekering kom. Ek wil gedoop word. Ek wil my sondes bely. Wanneer ek dit doen, dan kom maak ek my hart oop vir die Here. En wat ek nou vir julle wil vertel is, toe my pa die oop hart operasie gehad het, toe het hulle hom oopgesny, so lank sny van hier tot hier. Het hulle oopgesny, sy borskas oopgemaak, hulle het daai middelste been gebreek, oopgeknip, oopgehaal, en hulle het sy hele hart uitgehaal uit sy borskas uit, en dit bo op sy maag neergesit. En daar het hulle met sy hart gewerk. Hoekom doen hulle dit? Hulle het die hart uitgehaal om deur die hart te gaan om te kyk wat se aardjie is verstop. Wat se aardjie moet skoon gemaak word? Wat se aardjie moet gebypass word? Hoe hulle dit hulle kan dit nie daaronder doen nie. Hulle moes dit uitgehaal het. So wanneer ek hierdie gebed bid, wanneer ek my hart vir die Here gee, dan sê ek vir die Here, maak oop, haal uit, gaan deur my hart. Gaan maak skoon wat skoon gemaak moet word. Gaan haal uit wat geblok is. Gaan maak alles skoon. Waar gebypass moet word, bypass dit. Maar dit beteken ek moet dit uithaal. En vir die Here dien. En dit is 'n seer proses. Ja. Dis nie 'n maklike proses nie. Dis nie 'n aangename proses nie. Want sodra ek dit doen, Bybel sê vir ons, dit wat in die lig is, kan nie in die donker wees nie. Maar die lig oorheers die donker. So wanneer dit uitbring in die lig, as jy al in 'n operasie self was, sal jy weet, daar's sulke groot spotlights, wat ek amper sê sulke ligte, wat op die gedeelte zoon wat jy wil opereer. So wat hulle nou doen is, wanneer daai hart uitgehaal is, hulle vat daai ligte en hulle bring dit tot op die hart, om al die donkerte gedeeltes van die hart te ondersoek, om te kyk wat is verstop. So wanneer ek na die Here toe kom, en sê deurgrond my hart, dan moet ek verwag, dit gaan nie maklik wees. Dit gaan nie lekker wees. Dit gaan nie wees. Want die Here gaan kom skoon maak. Hy gaan kom krap. Hy gaan kom uithaal. En hy gaan dit in die lig inbring. En wanneer dit in die lig is, kan dit verdwyn. Kan dit weggevat. En dan sê, toets my en ken my gedagtes. Wanneer hulle klaar is met jou hart, en hulle die hart gaan ondersoek, en die hart lê nog iets op bo die ribbekas, dan vat hulle 2 plaatjies met elektrisiteit, en hulle druk dit op die hart, en dan skok hulle die hart, om te kyk of die hart weer begin klop. So om vir die Here te kom sê, kom toets my daar, sê ek eintlik vir hom, kom toets weer of die hart klop, en nou op die regte manier klop. En dan kry jy so 'n bietjie van 'n spring in jou. Die mooiste ding in die wêreld is iemand wat so pas tot die Here toe kom. Iemand wat so pas hulle hart vir die Here gee, is vir die mooiste ding in die wêreld, want hulle wil alles doen. En hulle wil oral betrokke raak. En hulle wil met almal gaan gesels, en hulle wil vir almal gaan bid. Dit was een van die
die mooiste goeders, maar een van die gevaarlikste goeders, wanneer jy 'n nuwe sendeling gekry het. Ek sal dit nooit vergeet nie, dan kry ons nuwe sendelinge by OM ingekry. En as hulle by OM kom, dan wil hulle Irak toe gaan, hulle wil elke Saudi-Arabië toe gaan, hulle wil Sudan toe gaan, hulle wil Niger toe gaan, hulle wil na al die gevaarlike plekke toe gaan, want hulle het hierdie nuwe hart, hierdie nuwe vuur binnekant hulle, wat klop, wat skoon is, wat opreg is, en wat die woord van God net wil gaan verkondig. Dis wat hier gebeur. Om te sê, Here, kom ken my gedagtes, kom toets my gedagtes, dan gaan hy verder. En Dawid gaan verder, hy sê, kyk of daar by my 'n weg van smaak is. Here, kyk of ek sonde het, of iets verkeerds doen. So nou kom ek en ek sê, Here, hier's my hart, maak hom oop. Gaan deur my hart, ondersoek my hart. En Here, moenie net my toets op dit wat jy gekry het, jy moenie net my toets op my gedagtes nie, gaan kyk of daar verkeerde maniere is. Gaan kyk wat is verkeerd. Gaan sê vir my, Here, het ek sonde? Waar doen ek dinge verkeerd? Met wie moet ek gaan regmaak? Here, vir wie moet ek gaan vergewe? Want dis hier wat ons die meeste mis. Here, vir wie moet ek gaan vry spreek? Liewe Here, wat moet ek doen om op te hou? Want wanneer die dokters klaar met jou gewerk het, en jou hart klop en hulle het hom skoon gemaak, en hulle sit hom terug in jou hart en hulle werk hom toe, en jy word wakker, dan kom staan die dokter by jou en dan sê hy vir jou, okay, dis wat fout was, dis wat jy nou moet doen. Dis hoe jy nou moet lewe. Dis hoe jy nou gaan lewe, sodat jou hart nie weer seer kry nie. So, wanneer ons klaar is met hierdie operasie, en die Here het elke liewe gedeelte van jou gaan kyk, want elke liewe een van ek en jy is 'n sondaar. Romeine sê dit voor, Paulus sê voor, hy sê ek en jy, elke liewe persoon is 'n sondaar. Jy is gebore in 'n sondige wêreld, en jy is 'n sondige mens. Elke liewe een. Die enige persoon in hierdie wêreld wat nie 'n sondaar was nie, is Jesus. Hy's gebore in 'n sondige wêreld, maar hy was nie 'n sondaar nie. Dis net hy. Maar die skrif vir ons kom sê is, wees soos my. So wat hierdie operasie nou kom doen, en dis die laaste gedeelte, Dawid wat hy sê, lei my op die ewige weg. Wanneer die dokter klaar geopereer het, skoongemaak het, teruggesit het, toegemaak het, en jy word weer wakker, jy kom weer by, dan staan die dokter voor jou, en hy sê vir jou, okay, kom ons doen dit, sodat jy 'n langer lewe kry. Kom ons lewe in hierdie manier, sodat jy 'n gesonder lewe kan hê. Dis wat die Here met ons kom doen. Wanneer hy jou hart kom deurgrond en deursoek, wanneer hy jou gedagtes kom toets en jou gedagtes kom ken, wanneer hy jou sondes uitgehaal het en dit in die lig ingebring het, en wanneer jy hom vra, lei my op die ewige weg, dan kom staan die Here by jou en hy sê vir jou, okay, kom ons doen dinge nou so. En dan gaan lees jy Matteus 5, 6 en 7. Die bergpredikasie, jy gaan lees Jakobus 1 tot 5. Om te gaan leer, hoe moet ek lewe? Wat moet ek lewe? Luister hierso. Psalm 36 vers 2 tot 3. Hy sê, in die binneste van my hart, sê die oortreding aangaande die goddeloosheid. Daar is geen vrees van God voor sy oë nie. Want dit vlei hom in sy oë in verband met die uitvind en die haat van sy skuld. Hoor mooi wat sê hy hierso. Hy sê, 'n sondige hart vol sonde, daar is geen vrees van God voor hierdie hart se oë nie. Dit vlei hom in sy oë. Their eyes become flattened. Dat hulle sien nie die skuld van sonde in hulle nie. Dit is 'n hart van sonde. 'n Hart van sonde vrees nie Here. 'n Hart wat in die sondige natuur is, wat oorgegee het, wat sy hart oorgegee het vir sonde, vrees nie vir God. Maar wanneer jy tot aangesig van die Here gekom en jou hart oorgegee het vir die Here, dan vrees ek God met respek. Ek vrees vir God om sy woord te onderhou.
Soos 'n kind wat verkeerd gedoen het, sy pa vrees en respek het, want hy weet, hy het sy pa se hart gebreek. Dis die tipe vrees wat hy hiervan praat. Verstaan julle hoekom ek sê, die persoon vir wie ons die meeste jok is onsself. Want vir jouself sê jy, ek is fyn. Man, ek het hierdie week met Bybel gelees. Ag man, ek bid so nou. Die leuns wat ons vir onsself vertel, om ons, luister man, self te regverdig. Want dit is die grootste ding wat ek en jy doen. Ons probeer altyd om sondes te regverdig. Die woorde wat so bekend is, jy ken nie my storie nie. Jy ken nie my pad nie. Jy ken nie my hart nie. Jy weet nie hoe ek gehanteer is nie. Jy weet nie hoe ek voel nie. Ek en jy weet hoe Jesus gevoel het, want hy het gesterf vir my persoon. Amen. Ek en jy weet nie waardeur Jesus gegaan het nie, want hy het gesterf vir my en jou sondes, want hy was lief vir ons. Die meeste wat ek en jy kan doen, is om op te hou vir onsself te jok, op te hou vir onsself ons sondes te regverdig, en ons harte oop te kom maak voor die Here en sê, Here, hier staan ek. Kom maak dit skoon deur gronde, toets my. Sê vir my as daar verkeerde maniere is in my hand. Kom maak skoon wat skoon gemaak moet word. Ons het so vasgevang, en ons is so vasgevang in hierdie mentaliteit, dat maak nie saak wat ek sal doen, die Here sal my tog vergewe. Maar iewers gaan daar 'n dag kom. Julle weet die versie wat my altyd die meeste van is Matteus 7. Matteus 7 vers 24 wat sê, nie elkeen wat my sê, Here, Here sal in die koninkryk van die Here ingaan. Julle sal kom en julle sal sê, Here, het ons nie in die naam duiwels uitgedryf nie, het ons nie in die naam wonderwerke gedoen nie, het ons nie in die naam die groot God is nie na 'n woord verkondig nie, en die Here sal jou in jou oë kyk en vir jou sê, gaan weg van my af. Ons ken mekaar. Onregverdig. Gaan weg van my. Gee jou hart vir jou. Dat die Here jou hart deurgaan. Dat die Here jou hart deursoek. Dat die Here na elke aspek van jou lewe gaan kyk. Gemaak jou hart oop met die Here. Luister hierso. Romeine 7, en ek lees hom in die Nuwe Lewende Vertaling. Romeine 7 vers 14. Die wet is dus goed. Dit het 'n diep geestelike karakter. Die probleem lê nie by die wet nie, maar by myself. Omdat ek aan my sondige natuur gebind is. Ek is 'n slaaf wat aan sonde verkoop is. Ek verstaan my eie doen en late glad nie. Wat ek graag wil doen, laat ek na. Maar wat ek verafskiet, juis dit doen ek. As ek doen wat ek nie wil doen nie, en my gewete kla my daaroor aan, erken ek self dat die wet goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat die verkeerde doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ek weet dat ek ten minste wat my ou sondige natuur betref, nie oor die vermoë beskik om die goeie te doen nie. Want die begeerte tot die goeie is daar, maar ek kry dit nie uitgevoer nie. Ek versuim die goeie wat ek so graag wil doen, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. As ek dan doen wat ek nie wil doen, is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ek ervaar dus die volgende lewenswet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad byderhand. Ek verheug my immers in my diepste wese, in die wet van God. Tog vind ek 'n ander wet in my binneste wat oorlog maak teen die wet van my gees en my 'n gevangene maak van die wet van die sonde wat nog in my is. Vers 24, arme ek. Wie sal my uit hierdie doodstoestand red? Vers 25, die antwoord hierop is Jesus Christus ons Here, en daarvoor dank ek God. Die saak staan dus so, met my gees wil ek die wet van God gehoorsaam, maar as gevolg van my sondige natuur gehoorsaam ek die wet van die sonde. Jou hart is bedrieg. Ja. Hierdie hele gesegde van volg net jou hart, doen wat jou gelukkig maak, moet
nie jou hart volg nie. Moenie ingee in jou hart se begeertes nie. Volg vir Jesus. Gee oor aan die Here. Dis regtig my hart vir elkeen van jou hierdie jaar, is dat jy jou identiteit in God sal vind. Dat jy jou identiteit in God sal vestig. Dat jou gewoontes en jou routines van jou dag in lyn sal wees met God. Soek eers die koninkryk en die geregtigheid van die Here en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Dit is my hart. Psalm 51 vers 10. Hy sê, laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat U verbrysel het. Verberg U aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verander jou gedagtes, verander jou gewoontes, verander jou hart. Luister na God. Gee jou hart oor aan Romeine 6:6. Aangesien ons dit weet, dat ons ou mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sal word. En ons nie meer die sonde sal dien nie, want hy wat gesterf het, is regverdig van die sonde. Romeine 6:17, maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die Heer wat aan julle oorgelewer is, en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Gee jou hart vir God. Maak jou hart oop vir die Here. Laat die Here met jou kom werk, laat die Here binne in die binneste van jou kom werk. Dat hy jou lei, dat hy jou voetspore in 'n rigting vat. Moenie hierdie jaar op 'n plek kom waar jy jou begeertes en jou hart volg en nie. Bybel sê vir ons ons hart se begeertes oorgee aan die Here en hy sal dit antwoord. Jou hart se begeertes moet dieselfde begeertes wees as God. As jou begeertes in lyn is met God se begeertes, sal hy jou al jou begeertes vir jou verander. Maar as jou begeertes nie in lyn is met God, as jou hart nie in lyn is met God se hart nie, dan sal daar ongeantwoorde gebede gaan. Lyn jou hart op met God. Ek weet, dit klink baie verskriklik my preek. En dit klink daarom of met julle raas, en ek raas regtig nie met enigiemand. Ek skryf nooit in my lewe skryf ek 'n preek om met enigiemand te raas of enigiets. My doel van my preek is nooit om met iemand te raas nie. Maar as dit voel jy, ek raas met jou, gaan deurgrond jou hart. As dit voel hierdie is 'n harde preek en ek is besig om met jou te raas, miskien moet jy met die Here 'n bietjie tyd met die Here gaan spandeer. Maar my preek is nooit om met jou te raas. My preke wat ek skryf is nooit om hard op enigiemand te wees. My preke wat ek skryf is regtig dit wat in my hart is, dit wat die Here vir my vertel. Dit wat die Here vir my deurgee. Elke preek wat ek skryf, elke woord wat ek bring, elke preek is my emosionele preek. En ek is nie 'n baie emosionele mens nie, maar elke preek is 'n baie emosionele preek vir my, want dit is wat God op my hart kom lê. Dis wat God nie net op my hart kom lê nie, maar op ons nasionale kerk se pastore se harte kom lê. Is om dit vir julle deur te kom gee. En voor ek elke preek na julle te bring, bid ek daaroor weer. En ek bid weer daaroor. En as julle my goed genoeg ken, weet julle, meerderheid van my preke is klaar geskryf. Maande vooruit. Want ek bid regtig daarop en in my hart vir julle vandag is regtig. Gaan soek vir God. Gaan soek die koninkryk en die geregtigheid van die Here. Luister gou hier is die opdrag wat Paulus vir Timoteus gegee het. 1 Timoteus 4:6. Hy sê as jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Maar verwerp onheilige en ou wyse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Dit is 'n betroubare woord en werk om teen volle aangeneem te word. Want hiervoor arbei ons ook en
op die lewende God, wat 'n behouder is van alle mense in sonderheid van die gelowiges. Vers 11, beveel en leer hierdie dinge. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Vers 13, totdat ek kom, moet jy aanhou met die voorlesing, vermaning en lering. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jy gegee is deur die profesie met die handeoplegging van die ouderlinge. Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin sodat jy vooruit gaan, vir almal duidelik kan wees. Vers 16, let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Hierdie is nie net vir my, vir elke hierdie van my. Ons opdrag in Matteus 28 is, gaan uit, gaan maak disippels van al die nasies, gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en gaan leer hulle om te onderhou wat ek vir julle geleer het. Net miskien, vers 16, let op jouself, gaan leer die woord, gaan ondersoek die woord. Let op jouself en op die leer, volhard daarin, leef voluit vir Here, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat vir jou hoor. As jy alles van jou vir die Here gee, elke aspek van jou vir die Here gee, en vir die Here sê, Here, hier is my hand. Nie net sal jouself red, en jy sal almal red wat jou gehoor het. As jy jou lewe wil verander, dan moet jy jou gewoontes verander. As jy jou gewoontes wil verander, dan moet jy toelaat dat God jou hart verander. Ek sluit af met Psalm 119 vers 39. Ek kleef die getuienis aan, o Here, maak my nie beskaamd nie. Ek sal op die weg van die gebooie wandel, want U verruim my hart. Here, leer my die weg van U insettinge, sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar. Gee my verstand, dat ek U wet kan bewaar. Ja, dit kan onderhou van ganser harte. Laat my wandel op die pad van U gebooie, want daarin het ek jou behaag. Neig my hart tot U getuienis en nie tot winsbejag nie. Wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie. Maak my lewend in U weer. Vervul aan U knegt U belofte, wat pas by U vrees. Wend my smaadheid af, wat ek vrees, want U onderinge is goed. Gewis, ek het 'n begeerte tot U beveling. Maak my lewend deur U geregtigheid, en laat die goedertierenheid oor my kom, o Here, U huil volgens U belofte, sodat ek my smadder iets kan antwoord, want ek vertrou op U woord, en onttrek die woord van waarheid nie geheel en al aan my mond nie, want op U verordeninge wag ek. Dan wil ek U wet altyd weer onderhou, vir ewig en vir altyd, en in die ruimte wandel, want ek soek U beveel. Gee jou hart oor aan God, dat die Here jou hart oorsoek, dat die Here deur elke aspek van jou hart sal gaan, dat hy jou toets op wie jy is, dat hy jou sondes vir jou uithaal, en ek my hart regtig vir elkeen van julle gaan bid hierdie gebed, maar wees gereed vir dit wat God gaan doen. Dit is my jaarlikse tradisie, ons om elke jaar te begin. Here, deurgrond my hart, deursoek my, toets my op dit wat U vind, kyk of daar sonde in my hart is, en dan lei jy my op die ewige weg. Dis my hart. Gaan soek eers die koninkryk en die geregtigheid van die Here, en hy sal al die ander dinge vir jou. Kom ons bid. Die Here, ons kom vandag in U teenwoordigheid. Die Here, U is die een wat elkeen van ons harte ken. U is die een wat elkeen van ons se gedagtes, ons gewete, ons lewenswandel ken, my Vader. Soos ons vandag vir elkeen wat hier is, en vir elkeen wat vandag bereid is, die Here, soos ons vandag hier sit, vra ek vandag, deurgrond ons hart, soek my hart, my Vader, gaan deur in die dieptes kanale en die donkertes gedeeltes roek van my hart, en die Here, deurgrond dit, deursoek dit, en openbaar dit in die lig, die Here, dat my hart sal rein word, die Here.
Toets my op die dinge wat ek sê, toets my op die lewe wat ek leef, liewe Here, toets my op die dinge wat ek voorgee. Haal my sondes uit my hart. Maak my hart rein en skoon, my Vader. En liewe Here, help ons om op die ewige weg te wees. Dat U vir ons die leiding sal gee wat ons nodig het. Dat U vir ons voetspore sal uitlei, liewe Here, dat ons klaar sal weet waar ons moet loop, want U lig is klaar voor ons uit, my Vader. Deur grond elkeen van ons hart. Deur soek ons, toets vir ons, maar lei ons tot in die ewige lewe. Dankie vir U goedheid, dankie vir U geregtigheid. Dankie dat ons U koninkryk kan soek en dat ons U koninkryk kan vind. Want U is so goed en U sê vir ons, vir jy wat klop, vir jy wat vra, vir jy wat soek, jy sal hoor, jy sal geantwoord word, jy sal vind en die deur sal vir jou oopgemaak word. Hoor ons harte vandag. Vergewe ons sondes, verlos ons van die bose en lei ons op 'n pad van geregtigheid. Ons dra dit alles op Here. In die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons staan en kom ons dien die Here met die laaste liedjie.
יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Seën vir elkeen, seën die week wat voor lê. Nou Woensdagoggend vroue bedien 8:00 en dan Woensdag aand 6:00 sal ons dan Bybelstudie hier by die kerk hê. Vrede vir elkeen van julle.